Ja, ons is nou hier so 'n bietjie by Tapkar. Ons toets 'n bietjie die dam uit en ons doen nogal goed. Dit is onder die gesprek gekom van die dips en die goed. Oom sê hom wil 'n bietjie vir ons iets vertel oor die dips. Jan, ja, ek wil terugstap in tyd. Ek praat van hier in die 74 tot 79. Het ons 'n custardpappie gemaak of 'n wit pappie of 'n deegie met 'n eier in. Daar was nie major goed wat gemaak het nie, of jy het 'n deegie gemeng met bietjie coke, dan is jy nou baie fancy. En hier in die laat 70s, hier van 77, 79 rond, het die ouens begin bewus raak dat dips kan 'n verskil maak. En toe was dit, jy het Oka toe of Spar toe gery, en dan gaan koop jy Moyers of Robertson, en daar was is banana, almond, chocolate kleursel, lemon. Die gunsteling van almal op daai stadium was cochineal rooi. En jy weet, ek kan dink aan ons het gaan ligas hengel in Triegartsfontein, en jy vang 'n saak vol vis met wurmpies en cochineal rooi. En so dit was die paar dips wat tot ons beskikking was, en daai het ons gespeel, nooit eers gedink om lemon en banana te meng of so. Dit was nie in ons gedagte nie. So, en hier in 182 toe gaan cochineal rooi van die mark af. Ek kan onthou hoe die ouens winkels toe gestroom om die cochineal te gaan bekom, want dit het hulle die voorsprong bo die ander gegee. Nou gaan dit van die mark af. En hier in vroeë 80s, hier 3, 4, 85, toe begin dips in die winkels 'n rol speel. Was so 2 of 3 brands wat verskaf het, en dan kan jy ry en jy kan cinnamon of bun spice of 2 of 3 verskillende aanwyse. So toe dit op daai manier 'n rol gespeel, en dan het jy maar of jou deegie of jou wurm in jou pit of wat ook al in daai dips gedruk, om dan vir jou die voordeel te gee. Dis eers hier in die laat 80s waar die dip soos ons dit vandag ken op 'n baie meer primitiewe manier, want die ouens het toe maar so 'n klein bietjie begin eksperimenteer en geure en kleure gemeng. En ek kan onthou een van die heel eerstes wat uitgekom het is Vaaldam. En Vaaldam was 'n besonderse dip, want dit was 3 produkte wat hulle met mekaar gemeng het. En toe vang ons almal baie vis met dit. En op 'n stadium het 'n brand gegaan in Vaaldam by 'n laboratorium laat maak, en skielik het Vaaldam se neus afgegaan, want daai Vaaldam was net nie dieselfde as een wat ons gemeng het nie. So daar was toe definitief al 'n reël van dat dips werk, en op daai 80er jare tot die middel 90s, as jy gedip het jy jou asies gedip. Jy het nie op jou voerbal iets gedoen nie. Ek kan onthou hier in 89 is ek en Casper die ouens wat seker die meeste gewaag het. Ons het 'n botteltjie Moyers amandel met 'n halwe teelepel fluoresien ingemeng, en dan voordat ons mielies maal, dan gooi ons dit binne in die pot, en ons skit hom, en dan gooi ons die water af en dan maal ons hom, en daai amandel fluoresien mielies het in die voer het ons 'n edge gegee, maar andersins het die ouens nie daaraan geglo nie. En na 95 na 2000 toe begin die ouens skielik bolle te dip. En soos wat dit taboe was, as jy voor daai tydperk jy nie dips het nie aan die bal gekom het, was dit die asies gewees. Jy moet ook onthou, daai tyd was die rietvleis strop was solid, dit was 'n 3-way sowel bo gewees. So die asie het nooit aan die bal geraak nie. Is eers toe die soweltjie begin inkom wat dit nou 'n risiko begin speel het. Maar in die laat 90s toe begin die ouens die voerballe dip. En toe los hulle weer die asies om te dip. En dis waar dit toe begin het. Jy dip jy gooi 'n produk oor, en dan gooi jy nog 'n produk bo-oor, en nog 'n produk bo-oor, en tot soveel as 4. En dis waar bal flooding begin kom het, en waar die ouens gesê het, nee, ek dip 'n kolletjie van die, en 'n kolletjie van die, en 'n kolletjie van die. Ek het in 2005 saam met 'n Noord-Transvaalse jongeling op 'n proef gesit, is 'n nasionale proef, en hy was
baie adamant gewees om Johan net so bietjie van op hierdie kant van die bol, in die middel van die bol. Hy het presies geweet hoe hy dit doen en jy het nogals gedink as jy dit nie so doen, jy gaan dit nie werk nie. Maar toe dit nou weer taboe geraak laat ons die asies dip. En hier na 2010, 2012 het ek begin besef, want toe begin ek agterkom, somtyds wil jy net jou asie dip. Somtyds wil jy net jou bal dip. Somtyds wil jy die dip op beide hê. En ons het ook toe baie agtergekom, jy kan jouself uit die moeilikheid uit dip, maar jy kan jouself in die moeilikheid ook indip, en dan kom maar daar wat absoluut skoon hengel. The way is to go. Simpel goedjies soos 'n deegie, net halflyf te dip. Ek kan onthou om Willie het ek by Rietspruit een aand gesit, en dis stil, niemand vang vis nie, dan vang ek so 2-3 visse 'n uur, die ander ouens slaap al, en dan sit ek om Willie en dan sien ek, maar as ek 3 vang hy 5. Nou verstaan ek nie, want die kar se bonnet is oop en oom Willie werk daar in die kar, maar hy werk net elke keer voor hy gooi. Nou kan ek nie lekker uitmaak nie. Toe ons die volgende middag weeg, toe stap ek so, Willie, hoe is dit dat jy in die kar werk, maar net so 5 minute hier en 'n minuut daar? Toe sê hy, nee, hy het nie in die kar gewerk nie. Hy het agtergekom breekvloed. As hy die deegie net in die breekvloed sit, dan vang hy die vis. As hy dit nie doen nie, en al waar hy toegang tot breekvloed gehad het, was in die kar se potjie, so dan gaan dip hy dit daar. En stout ouens van Noordwes het op 'n stadium met ons gespot op ligas, as 'n ou goed gooi, sê ons, nee, gooi 'n paar dieselballe daar by hom. Toe het ouens letterlik gegaan en 'n druppeltjie of 2 diesel op hulle voerbal gesit, en hulle het vrek goed gehengel daarmee. So daar's al hierdie ou staaltjies wat ons kan vertel, en 'n klomp goed wat kan gebeur, en ek wil die volgende paar dae gebruik om vir die hengelaars net te verduidelik, wat is die verskillende maniere van wat ons dip, wat is die verskillende metodes van kombinasies, wanneer dip ons die aas, wanneer dip ons die bal, wanneer dip ons die bal en die aas. Ek dink net daar's 'n behoefte om vir die algemene ou daar buite te kan sê, daar is 'n manier deur hierdie goeders reg te gebruik. Dis juis hoekom ons die PACE ontwikkel het, want die PACE is vir my die volgende ultimate tree wat ons gegee het, want ons het nie nou net meer 'n reuk, 'n geur, 'n kleur en 'n smaak nie. Ons gee nou vir die vis aktiewe ensieme, aminosure, proteïene, dit boonbehalwe dit wat lekker ruik en miskien 'n mooi kleur of 'n lekker proe, gee ons vir hom waarde wat ons vir hom daarin sit. En dis wat hierdie PACE so uniek maak, en hoekom ons net op die 7 beginsels wil baseer. Maar ek dink daar's 'n groot behoefte vir hengelaars om te verstaan, want jy kan die beste dip op die mark gaan vat, maar as jy hom verkeerd gaan aanwend, of op die verkeerde dag gaan gebruik, gaan hy nie vir jou werk nie. En jy moet weet ten minste in watter weersomstandighede, wat om te doen met watter reuke, kleure, geure, smake. Okay. Nee, ek verstaan 100%. En almal is besig, ek meen daar's nou 4 van die beginsels is uit, en ons wag nou vir oomse die ander 3 om te kom. Ek kan vir jou sê, ek was gister baie siek. En vanoggend 2:00, toe staan ek op, toe gaan haal ek my dagboek, toe skryf ek die volgende beginsel. Dit het my 2 maande gevat. Aanvanklik het ons besef dat dit wat hierdie beginsel in dips is toksies vir die vis, en ons het dit nie geweet nie, en ek was self skuldig aan dit, ek het self dips met daai produk gemaak. Maar nou het ons agtergekom, daar is 'n alternatief wat high quality bestanddele het vir die vis op dieselfde beginsel, maar om daai beginsel nou te gaan trou met 'n reuke, kleur en 'n geur, is nou 'n uitdaging. En gisterand en in my siekte toestand, toe besef ek net, there's only one way to go. En dis terug na die 3, 4, 85s toe, het ons 'n spesifieke ding, en as die beginsel op die mark kom, gaan almal dit ruik en dadelik weet wat dit is. So ek gaan dit nie as 'n geheim hou nie, maar ek wil dit nie nou al bekend maak nie, want ek dink dit gaan 'n groot verrassing wees, want ewen vir myself het ek nie gedink ek sal ooit daai roete met hierdie beginsel gaan nie. My
krisis was, toe ek uitvind dat hierdie beginsel waarmee ons hierdie dips al die jare gemaak het, is toksies vir die vis, en nou moet ek uit hierdie beginsel uit wegstap, en is 'n groot deel van my mondering van my hengel. Wat gaan ek nou doen om dit te vervang? En weer eens ure se oplees en studies en gaan vind uit by die beesouens wat doen hulle en wat doen die ouens wat groot met koeis boer. Hoekom gebruik en eventually het ons dit nou die pad al hoe nouer gemaak tot ons nou daar op die witstreep gekom het en gesê this is the way ons kan dit so doen. Okay, ja, ons sien uit. Ek dink almal sien uit daarvoor. Dankie Jean. Dankie wel. Cheers.